Kan ek maar begin met almal hierso? OK, waar is ek nou? So julle het seker al almal van die beginsel gehoor, die kliënt is altyd reg. Soms sukkel 'n mens maar daarmee, nee, want die kliënt is nie altyd reg nie. Partykeer is die kliënt maar so 'n bietjie onredelik en moetswillig. So hoe hanteer ek nou hierdie baie sensitiewe saak? Soos ek gesê het, ek het niks uit my eie uitgeskryf nie, en terwyl ek nou hieroor dink, oor die moeilike kliënt, wat ek self nie altyd weet, hoe gaan ek nou met hierdie kliënt benader nie, toe vat die Here my maar net weer na sy woord. En hy vat my toe na Romeine 12. En ek wou eintlik die hele Romeine 12 julle gelees het, maar ek het geweet, dit gaan nou net 'n bietjie te lank wees. Maar ek wil hê julle moet die hele Romeine 12 by die huis gaan lees, en dan lees julle dit sommer elke dag. Lees julle Romeine 12. Ek gaan vir ons lees vanaf vers 6 tot 18. Ons het gawes wat van mekaar verskil volgens die genade wat God aan elkeen van ons gegee het. Ons moet hierdie vermoëns reg gebruik. As God aan jou die gawe gegee het om te profeteer, moet jy dit aanwend in ooreenstemming met ons geloofsoortuigings. As dit is om ander te dien, doen dit met oorgawe. As jy onderrig gee, gee dan kwaliteit onderrig. As dit is om ander op te beur, lê jou daarop toe. As jy materiële ondersteuning kan gee, doen dit sonder bymotiewe. As God aan jou leierseienskappe gegee het, hanteer dit met toewyding. En as jy die gawe het om ander in hulle nood by te staan, doen dit met 'n vrolike hart. Moenie fyns dat jy ander liefhet nie, doen dit uit jou hart. Haat alles wat verkeerd is. Kies kant vir wat goed is. As broers en susters in God se huisgesin, moet julle mekaar in liefde koester en voor in die ry staan om mekaar met respek te hanteer. Moenie sleepvoet wees in julle toewyding nie. Wees entoesiasties. Wees eerlik en diensbaar vir die Here. Wees bly oor die wonderlike toekoms wat God vir julle beplan. Volhard in tye van swaar kry. Moenie verslap in die gebed nie. As medegelowiges in nood verkeer, wees jy die een om 'n helpende hand na hulle toe uit te steek. Maak 'n gewoonte daarvan om gasvry te wees. Maak nie saak of dit oor kos of slaapplek gaan nie. As mense julle oor julle geloof vervolg, moenie 'n vloek oor hulle uitspreek nie, maar vra God om hulle te seën. As ander blydskap ervaar, juig saam met hulle. As hulle hartseer is, deel dit met hulle. Konsentreer op dit wat onderlinge eensgesindheid bevorder. Konsentreer daarop. Moenie belangrik probeer wees nie, maar vind julle geluk by die nederiges. Moenie dink dat julle altyd reg is nie. Moenie vir enige iemand kwaad met kwaad terugbetaal nie. Wees positief teenoor alle mense. Sover dit vir julle moontlik is, moet julle goeie verhoudings handhaaf met alle mense. En nou kan ek eintlik maar amen sê. Want dit som alles vir my so kragtig op. So dis alles voorskrifte wat jy in die lewe en in jou besigheid kan toepas. Die keuse lê by jou. Gaan jy toelaat dat woede jou gaan beheer, of gaan jy toelaat dat die Heilige Gees jou reaksie gaan bepaal? En wanneer jy die Heilige Gees toelaat, dan is jy in staat om kalm en rustig te reageer. En hoor hierdie belofte uit Deuteronomium 11 vers 13 tot 15, wat die Here al in die Ou Testament gegee het. 'n Belofte wat berus daarby, dat as ons hom gehoorsaam, as ons hom kies, dan volg voorspoed. Hoor hier, as julle die Here julle God met hart en siel liefhet en hom dien, sal hy vir julle reën gee op die regte tyd, sodat julle koring,
druiwe vir wyn, olywe vir olie, kan oes. In die veld sal hy weiding voorsien vir julle diere, sodat julle altyd oorgenoeg sal hê om te eet. En hoor hoe mooi is die gedeelte in Lukas 11 vers 34 tot 36. Jou oog is die lamp vir jou liggaam. 'n Skoon oog laat lig in jou liggaam inskyn, maar 'n vuil oog sluit die lig uit en dompel jou in duisternis. Maak seker dat die lig wat jy dink jy het, nie dalk duisternis is nie. As jou hele liggaam met lig gevul is, sonder donker hoekies, sal jou hele lewe stralend wees, asof 'n helder lig op jou skyn. Hoe mooi is dit nie? So ek dink regtig wanneer jy gekonfronteer word met ewe skielik is hierdie woedende, ontstelde kliënt voor jou. Jy het nie tyd om voor te berei aan 'n ordentlike antwoord nie. Hy is sommer nou net hier voor jou. En jy skyn hierdie lig. Dan sal hierdie kliënt, ek dink hy sal net ophou met kwaad wees en hy sal omdraai en by homself dink, nou wat gaan nou met my aan dat ek nou verloor? Hy kan nie teen die Heilige Gees wen nie. So wees die lig, skyn hom. Sulke situasies van die kliënt so skielik voor my opduik en ek het nou nie vooraf my woorde agter mekaar kon kry nie. Dan help 'n skietgebedjie. Skiet hom op, vra vir die Here, gee vir my kalm, rustige gemoed en die regte woorde in my mond dat ek hierdie kliënt op 'n kalm, rustige manier kan antwoord. En probeer maar om die kliënt se probeer na hom luister en om sy probleem vinnig en effektief op te los. Laat die kliënt nog steeds voel hy is belangrik. Ek het ook al kliënte gehad wat na my toe kom oor iets wat hulle by my gekoop het en dan kom hulle terug, hulle voel ongelukkig oor die produk wat hulle gekoop het en ek het kalm na hulle geluister en dadelik aangebied om of die produk vir hulle om te ruil of hulle geld vir hulle terug te gee. En as hulle verkies het om dit om te ruil, dan sal ek na 'n dag of 2 terugbel en vra of hulle nog steeds gelukkig is met dit wat hulle nou gekoop het. En so bou 'n mens vertroue op en maak dat jou kliënt weer na jou toe terugkom. As jy nou ook nou op jou perdjie was, dan hierdie kliënt 'n storieetjie in die dorp gemaak en hy sou ook weer na die winkel gegaan het en al sy vriende gaan ook weer terugkom nie. Maar omdat jy hom rustig en kalm kon antwoord en 'n oplossing kon bied, wen julle mekaar se vertroue en kom hy weer terug na jou besigheid. So, lei ook jou werknemers op in die handhawing van goeie kliënteverhoudings en stel die nodige standaarde van jou onderneming. En dan ook 'n vers wat ek nie daar op julle aantekeninge het nie, as julle hom wil neerskryf, is Kolossense 4 vers 5 en 6. In julle verhouding met buitestanders moet julle slim optree deur elke kans te benut. Met woorde wat altyd vriendelik en sinvol is, moet julle gereed staan om die regte antwoord vir elke mens te gee. En soms moet 'n mens maar die volgende beginsel ook handhaaf. Volgens Matteus 10 vers 14. As julle in 'n huis ingaan, begroet sy inwoners met 'n vredesgroet. As julle in daardie huis welkom is, sal God se vrede daarop bly. Maar as julle nie welkom is nie, moet julle julle vredesgroet terugtrek. As hulle julle nie wil ontvang nie, of wil luister na wat julle sê nie, gaan uit daardie huis of dorp en skud die stof van julle voete af. So dis nou vir daai moedswillige kliënt, wat nou nie op jou kalm gemoed wil reageer nie, dan draai jy maar om, jy vra maar om verskoning, al is jy reg, en jy skud die stof van jou voete af. Moenie dat hy verdien nie jou ongelukkige hart nie. Los dit, skud die stof af. Nederigheid bly maar die antwoord, nee? Want wat is die teenoorgestelde van nederigheid? Is hoogmoed. En 'n hoogmoedige, trotse persoon wil nie na raad luister nie. Spreuke 13 vers 10 sê, selfvoldaanheid lei altyd tot rusies. Hulle wat na ander luister, het wysheid.
So bly maar nederig, want hoogmoed gaan jou laat verloor. Titus 3 vers 9 en 10. Moet tog nie betrokke raak in dwaase twisgesprekke nie, want dis onproduktief en te vergeefs. Vermy 'n skeurmaker. Is dit nie 'n mooi nuwe woord nie? Skeurmaker, wat na 1 of 2 vermaanings nog daarmee voortgaan, omdat jy weet dat sulke persone die spoorbuister is. En 2 Timoteus 2 vers 24, die Here se diensknegte moenie twis nie, maar moet goedgesind teenoor almal wees. Hulle moet bekwaam wees om mense doeltreffend te onderrig en geduldig wees met moeilike mense. Nou ja, nie al ons kliënte ken die Here soos wat jy hom ken nie. So daarom moet 'n mens maar ook net vir die Here vra vir daardie onderskeidingsvermoë, want 'n mens kan partykeer dink maar almal reageer maar soos jy reageer, want almal ken die Here soos jy hom ken. Dit is nie so nie. So vra maar net altyd vir die Here vir kalmte en vir leiding. En soos wat Salomo ook vir die Here vir wysheid gevra het en die Here vir hom wysheid en nog baie meer gegee het, kan jy dit ook vra. Hy gaan dit vir jou ook gee. Jakobus 1 vers 5 beloof, vra vir God as dit nie vir jou duidelik is wat hy wil hê jy moet doen nie. Hy sal jou eenvoudig daardie wysheid gee. En dan het ons weer so 'n klein video demonstrasiekie van as 'n kliënt nou ontevrede is met die diens. Ons het nou sommer daar in Southwind Potpourri, die kliënt was nou ontevrede oor sy koffie, en dan nou hoe die waiter hom nou ook verkeerd benader, en dan die tweede video is vir hoe die waiter hom reg benader. So tron nommer 5 asseblief. Alles reg, mevrou? Nee, Dana, weet jy wat? Ek het nog so lank al reeds gewag met hierdie koffie. En toe hier kom dus my koffie nou koud, en dis die slegste cappuccino wat ek nou al ooit gedrink het hier by julle, vir al die jare wat ek nou hier kom. Wat gaan nou weer aan vanoggend? Mevrou het omtrent 'n halfuur rondgeloop in die winkel. En dis nou regtig waar nie my skuld. Dit kan nie my skuld wees nie, want ek het die koffie warm aan neergesit. As mevrou nie so laat gemaak het, is mevrou 'n warme koppie koffie gedrink het. So wie se skuld is dit nou? Maar regtig, ek gaan nie hierdie koffie drink. Ek gaan dit nie doen nie. Ek gaan ook dan nie betaal daarvoor nie. So jy moet nou besluit of jy gaan jy vir my 'n warm koppie cappuccino gee, of gaan jy dit nou, wat gaan jy nou daaraan doen? Ek sal maar die koffie terugvat, want dis regtig waar nie my skuld nie. Mevrou omtrent hoe lank rondgeloop in die winkel. Maar as ek mevrou nou ongelukkig is, sal ek maar nou die flippende koffie terugvat. Dis reg so. Okay, ja, soos ek sê, ons het dit so 'n bietjie oor geact. Ek dink nie ons het ook besef ons is eintlik aktrises ook nie. So tron nommer 6 dan nou die regte een. Als er nie dan dan sê jy dit nie. Weet jy, ek weet nie wat vandag aangaan nie, maar julle lyk seker wat ek besig is, maar die koffie is ook net so koud en probeer ek my altyd ons gewoonlik. Ja. Ai mevrou, dis nou so jammer dat gewoonlik ons gebruik presies dieselfde koffie. Ek weet ek hou van die cappuccino. Dit is altyd baie lekker. Maar Is dit nou dis geen probleem nie. Ek sal onmiddellik met mevrou aan baie dankie sy al. Okay, dis hier mevrou. Okay. Ek is amper klaar met my woord. Maar ek wil vir julle laaste stukkie, tweede laaste stukkie lees in 1 Petrus 3 vers 8 tot 12. 'n Laaste woord oor julle verhoudings. Wees almal eensgesind, simpatiek, lief vir mekaar, goedhartig en nederig. Moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Moenie iemand wat julle beledig, terugbeledig nie. Inteendeel, jou antwoord moet 'n seënwens wees. Dit is waartoe God julle geroep het en waarvoor hy julle sal seën. Want die skrif sê, as jy die lewe wil lief hê en goeie dae wil beleef, moet jy jou tong weghou van kwaadpraat en jou lippe van leuns. Bly weg van die kwaad af. Ja, doen wat goed is. Soek vrede. Jaag dit na. Die Here sorg vir die wat reg doen.
en hy luister na hulle gebede. Maar die Here is teen die wat kwaad doen. En dan het ek, as ek het nou klaar gelees het, dan wil ek vir julle elkeen, ek het vir julle gemaak, wil ek vir julle elkeen vir julle dit uitdeel. Ek het verskillende skrifgedeeltes geneem, en vir jou 'n psalm vir jou besigheid geskryf. En jy kan hom daar gaan opplak, daar waar jy werk, of in jou huis, of in jou kombuis, of binne in jou Bybel, en dan lees jy hom gereeld. 'n Psalm, wat jy elke dag kan toepas. Eerbied vir die Here is die begin van wysheid. Vertrou op die Here en doen wat goed is. Vertrou op hom, en hy sal vir jou sorg. Moenie kwaad word nie, laat staan liewer jou woede. As julle gee, sal julle ontvang. Julle gawe sal na julle terugkom in volle maat, ingestamp, geskit, om plek vir meer te maak, tot oorlopends toe vol. Met watter maat julle ook al meet, klein of groot, dit sal gebruik word om te meet wat julle sal terug ontvang. God kan julle so oorlaai met sy goedheid, dat julle altyd sal hê wat julle nodig het, sodat julle ook vir ander baie kan gee. Ek gee vir julle 'n nuwe hart, met die regte begeertes en 'n nuwe gees. Wees bly in die Here, en hy sal jou hartsbegeertes aan jou gee. Vertrou hom, hy sal vir jou sorg. As julle in klein sake getrou is, sal julle in groot sake getrou wees. As jy selfs 'n klein bietjie oneerlik is, sal jy nie eerlik wees met groot verantwoordelikhede nie. Gelukkig is die mens wat sy vreugde in die Here vind. Hy is soos 'n boom, geplant langs waterstrome, wat vrugte dra op die regte tyd. Sy blare verwelk nie. In alles wat hy doen, is hy voorspoedig. Laat u glimlag oor ons skyn, Here. U het vir my meer vreugde verskaf, as die met graan en wyn in oorvloed. Ek sal in vrede gaan lê en slaap, want u alleen, o Here, laat my veilig voel. Alle goeie dinge kry ek van u alleen. Wat ek geërf het, is vir my mooi. Die Here is my herder, daar is niks wat my ontbreek nie. Amen. Ek glo hierdie woord het vandag aan elkeen van julle se harte geval. En ek glo julle is weer geïnspireerd om wanneer julle hier uitstap 'n verskil te gaan maak in daar waar jy loop en daar waar jy werk. Want eintlik is ons grootste werk hier op aarde is om vir mekaar te wys hoe lyk Jesus. En wanneer ons vir mekaar wys hoe lyk Jesus, dan sal jou verhouding met enige mens slaag. Dan sal jy in vrede met almal oor die weg kom. Dankie. Julle is maar so. Baie dankie Desiree. Dit was 'n fantastiese oggend van baie leer. Ja, wie van julle het iets geleer vanoggend? Ja. One of the things that definitely stood out for me is actually watching the videos, because it gives you a shift in your thoughts, and it makes you see both sides of the story. Ja, baie dankie Desiree, ek waardeer dit regtig baie. Daar het nog 'n woord by my opgekom terwyl Desiree gepraat het nou, veral op die einde. En I know most of you probably know that Psalm 119, the whole psalm is about God's word and how good God's word is. And there's this one verse it's verse 133.
that says, prepare before me a path filled with your promises, and don't allow even one sin to have dominion over me. So ek wil julle maar net los ook met daai blessing, dat daar geen ding sal wees wat oor jou sal heers nie, but that with God's Spirit in you, that you will rule over every situation, every conflict, every relationship situation, that God will give you the power. His Spirit will enable you to rule over every sin, over every situation, no matter how big it is or how small it is. Yeah, and be blessed. Dankie dat julle almal gekom het. Thank you all for coming. Hope you enjoyed breakfast, and I know that you enjoyed Desiree. Baie dankie Desiree vir jou tyd en vir jou span, vir julle video's. Dit was fantasties. Geef hulle almal 'n hande klap. En nou weet ons waantoe om te gaan vir die Christmas nativity play. Okay, geniet julle week, hoor.